offisier, 'n verlore fortuin, 'n selfmoordbrief en een enkele woord wat alles verander het. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Vandag en hierdie week in Johannes 13 vers 12 tot 17. Wat gebeur wanneer jy die einde van die pad bereik? Wanneer jou foute jou inhaal en daar geen uitweg is nie? Vandag vertel ons die storie van Tsaar Nikolaas die Eerste, 'n wanhoopige soldaat, en wat gebeur wanneer skuld volkome betaal word. Dit is nie net 'n storie van finansiële ondergang nie. Dit is 'n storie van genade, van verlossing en van 'n enkele oomblik wat die koers van een man se lewe vir altyd verander het. Dit is 'n ysige nag in Rusland, iewers in die vroeë 19de eeu. 'n Jong offisier sit by sy lesenaar, sy oë vasgenaal op die boeke voor hom. Hy is vertroud met die bestuur van die salarisfonds vir sy regiment, maar dinge het buite beheer geraak. Dobbelary het aanvanklik na 'n onskuldige tydverdryf gelyk, 'n klein bietjie opwinding, maar klein verliese het groot verliese geword. Hy het begin om geld uit die regering se fondse te neem, oortuig dat hy dit sou kon terugwen. Hy het nooit. Nou is die syfers voor hom onmiskenbaar. Hy het nie net sy eie geld verloor nie, maar 'n enorme bedrag wat aan die tsaar se leer behoort. Die skuld is astronomies, ver buite en bo enigiets wat hy ooit sou kon terugbetaal. Môre gaan die boeke gekontroleer word. Die waarheid sal uitkom. Daar sal geen verhoor wees nie, geen genade. Skande, tronkstraf of erger wag op hom. Hy reik na 'n pen en skryf een laaste sin onder die verskriklike totaal. Groot skuld. Wie kan dit betaal? Moeg, sonder hoop, laat hy sy kop op die lesenaar sak. Hy het besluit om teen middernag sy lewe te beëindig. Maar terwyl hy daar sit, sy oë vasgenaal op die verdoemende syfers, oorval slaap hom. Daardie selfde nag loop Tsaar Nikolaas die Eerste, wat soms daarvan hou om hom as 'n gewone offisier te vermom en sy troepe te inspekteer deur die barakke. Hy sien 'n lig wat nog in een van die kamers brand. Nuuskierig stap hy binne en vind die jong offisier vas aan die slaap by sy lesenaar, met die selfmoordbrief vars oop op sy lesenaar. Sy oë gly oor die syfers, oor die desperate pleidooi wat onder aan die boekhouding gekrabbel is. Groot skuld. Wie kan dit betaal? Iets roer in hom. Die tsaar tel die pen op en onder die vraag skryf hy net een enkele woord. Nikolaas die Eerste. Toe draai hy om en loop stilweg uit. Die volgende oggend word die jong offisier wakker, die versmoorende gewig van sy situasie tref hom weer, maar dan, net voordat hy homself om die lewe wil bring, sien hy iets, 'n naam, die naam Nikolaas 1. Sy hande bewe terwyl hy dit vergelyk met die amptelike dokumente in die barakke. Is dit regtig die tsaar wat hier geteken het? Dit is eg. Die tsaar self was hier. En nog meer ongelooflik, toe die tesourie later daardie dag ondersoek word, ontdek hy dat die presiese bedrag van sy skuld reeds betaal is deur Tsaar Nikolaas 1 self. Dit is genade. Nie net 'n mooi idee nie, maar 'n radikale aardverskuddende werklikheid. Die jong offisier het geen uitweg gehad nie, geen manier om homself te verlos nie, en tog, in 'n enkele oomblik het alles verander. Nie as gevolg van wat hy gedoen het nie, maar omdat iemand anders bereid was om vir hom te doen wat hy nie self kon nie. Die waarheid is, ons almal het skuld. Dalk nie finansiële skuld nie, maar morele skuld. Skuld van trots, selfsug, foute wat ons nie ongedaan kan maak nie. Ons vra, wie kan betaal? En in die stilte van ons eie wanhoop word 'n antwoord geskryf, nie in ink nie, maar in bloed. Want genade word nie verdien nie, dit word gegee. En die vraag is ons bereid om dit te ontvang? Ons is gestuur in liefde. Tot volgende week, mooi loop.